Ek gaan gou met julle net weer oor met julle nou tans praat. Wat julle vir my kan doen is vou sommer net 'n gewone tikpapier op. Vou dit in 4 dele en dan kan julle klein nou tans studies daarop doen. Dit is regtig baie klein. En is geen detail nie, is net 'n gekrap. Ons werk met komposisie uit. Okay, so hier het ek nou sommer net 'n klein blokkie geteken. Ons gaan 'n prentjie hierso teken. Ek het my 3 values, nie meer as dit nie. En dan gaan ons stillewe. Stillewe is lekker maklik. Dink 'n teepot of 'n koffiepot of 'n melkbeker, 'n bossie blomme en 'n tafel en niks complicated nie. So wat julle heel eerste doen is ons gaan 3 lyne teken. Ons deel ons canvas in 3 dele op. Mens hou hierso 'n leier sit. Net so plus minus, jy hoef nie uit te meet presies nie. Ons deel gou dit hierso in 3 dele op. Dit is wat ons noem jou rule of thirds. Net so. Hy is nou 'n bietjie skeef, maar dit maak nie saak nie. Dus jy deel jou canvas basies in 3 dele en dit word die reël van derdes genoem. Dit is 'n komposisie tegniek. So as jy skets of skilder, word die canvas deur 2 horisontale en 2 vertikale lyne verdeel. Hierso skep jy basies jou fokus. Jy sit jou hoofonderwerp, jou focal area, presies op een van hierdie lyne. So jy kan hom presies hierso op een van hierdie lyne sit of op een van hierdie punte kan jy hom sit en dit maak die komposisie meer boeiend en sodoende verhoed jy dat die onderwerp in die middel geplaas word. Jy wil nou nie jou pragtige blompot hier in die middel sit met jou blommetjies nie, dis baie vervelig. En dan ook help dit met balans. So jy het baie negatiewe ruimtes, jy sien al jou negatiewe areas waar jy nou niks gaan insit nie. Dit laat die kyker se oog toelaat om die kunswerk natuurlik te skandeer. So ons haal eers al daai goetertjies uit. So dan gaan ons net nog 'n leier sit. So kom ons dink nou aan ietsie wat ons gou gaan teken. So ek net gou weer my swart vat. En kom ons ons sit hierso sommer 'n teepot of sommer net 'n koffiepot, gee ons 'n bietjie interessantheid. Hierso in sy handvatseltjies en ons gaan ook hierso 'n tafel sit en teken jou tafel 'n bietjie skeef. Jy soek 'n bietjie diagonale lyne ook in 'n komposisie. Ons soek nie net op en af en links en regs nie. Diagonale lyne gee bietjie energie en 'n sense of movement in jou skildery. Okay. So ek sit my fokuspunt, hierdie gaan my fokuspunt wees. En ons kan hier so overlap, jy wil altyd iets overlap ook. Kom ons sit hier 'n appel. Appel gaan ons sommer 'n bietjie donker maak. Hier is ons appel. En ons kan hier so 'n appel gaan 'n bietjie krop. En ons kan hier 'n kleiner appel net sy kop steek uit. Daar's 'n ander appeltjie, daar's 'n appeltjie. Okay, cropping is ook 'n kunsmetode om dele van jou toneel te selekteer om 'n interessante komposisie te vind. Dit help nie om elke boom en berg en elke appeltjie en alles in jou skildery te skilder nie. Al wat jy sal hê is 'n massa verwarring wat geen impak op jou kykers het nie. So, wees selektief in wat jy kies om vas te lê, dan gaan jy 'n baie meer kragtige skildery kry. So, kom ons sit dan volgende ene kan ons hier so 'n potjie sit. En ek gaan ons krop hom ook sommer. Kom ook swart en hier agter.
En ek gaan hom nie op dieselfde lyn sit as wat hierdie lyn is nie, want dit is bietjie vervelig. Kom ons sit hom 'n bietjie hoër op. Ons soek excitement in die skildery, verskillende vlakke. Hierdie twee lyk ook te veel. Daai twee is te veel. Kom ons sit hierdie een 'n bietjie laer. So 'n bietjie laer. Dit is nie dieselfde bodem is daai nie. En ons sit hier so sommer 'n boek whatever daarop is. So ons kan hier kabinet, lekker staalkabinet sit, whatever. Maar sy goedjies en ons kan hier 'n bietjie polka dots, want ons herhaal repetisie, al jou appeltjies is sirkeltjies, kom sit hier so maak sirkeltjies, 'n lekker polka dot pot. En nou moet ons besluit van nou onthou julle van die dominance of value wat ons geleer het. So, nou gaan ek besluit, kom ons sit, omdat hierdie my fokusarea gaan wees, gaan ek sit bietjie blommetjies hierso in. Gaan ek hierdie my ligste, ek gaan 'n ligte value vat en 'n donker value. Dan gaan dit, so kom ons kleur hom in. So nou het ek hom al so ver ingekleur, maar ek het nog nie regtig, ek het 'n dominant wit en 'n subdominant, maar ek wil hom so bietjie meer swart se kant toe maak. So ek het besluit ek gaan my tafeldoek so bietjie 'n blokkie tafeldoek maak. So die wit lyntjies uitsteek, maar dit swart blokkies is. En nou het ons 'n lekker dominant swart en ons het 'n bietjie wit en soos daai tabelle wat ek julle gegee het. Dis hier net 3 values, baie eenvoudig, niks fancy drawing nie, dis net shapes, jy dink net shapes en waar jy wat gaan sit. So kom ons teken nou 'n ander ene op nog 'n blokkie. So hierso gaan ons teken ons weer 'n blompot, ons sit hom 'n bietjie aan hierdie kant. Ons gaan hierso sit. Ons sit ons fokusarea op hierdie kant en ons gaan hom teen 'n venster sit. So ons blompot gaan basies 'n silhouet wees. En hier soos blommetjies, ook nog blommetjies. En ons sit op weer rules of third, 3 blommetjies. Julle sien die vorige blompot, daar was 3 appels, 3 blommetjies en 3 boeke daarbo. So en dan jou 3 boeke te sit. So ons gaan hom lekker donker inkleur. Ook 'n silhouet. En ek gebruik net 3 values. Dis al wat ek gebruik. Hier is 'n muur, hierdie is 'n venster, hier gaan ek sommer 'n skilderytjie indruk. En ons kan hier 'n lekker bak met vrugte insit. Gaan 'n groot vrug en ek gaan hom overlap. Kom ons sit hom hierso. Ons kan hierso ook 'n lekker vrug insit. Ek gaan hom ook 'n bietjie krop. En ons kan hierso ook 'n ander vrug insit. Hy is bietjie ligter, 'n lemoen, sê maar dis 'n lemoen. Nou daai nog ligte lemoen en ek het my 3 vrugte hierso in. Bak 'n bietjie meer interessant maak, ons maak hom 'n streepies bak. Hierso. Ons maak daar 'n bietjie donkerder appels. Hulle het 'n ligte muur. En omdat die venster hier agter is, hy gaan 'n skaduwee gooi. So maak die
hier so lekker skaduwee vir daai appeltjie ook. Ons skaduwee. En die appeltjie gaan jy fix met dit as soos kleur gebruik. Dan maak jy almost nou obviously sê so 'n lemoen oranje en jou skaduwee blou. So ons jy sal hom daar uitkry. So dit maak nie saak nie. Maar dis al wat ek wil hê julle moet doen. Eenvoudige goed, moenie worry op as jy nie mooi kan teken nie. Ons sit en speel net met komposisie en onthou om op julle lyne te gaan. Julle rule of thirds teken jou 2 lyne horisontaal, 2 vertikaal. Plaas jou fokuspunte op die een van die lyne, links of regs. En daar en jou tafel, onthou jy sit nie jou tafel hier in die middel nie. Altyd hier onder of daar heel bo. Besluit hoe baie van die tafel jy wil sien. Ook rule of thirds met jou tafel. Ons wil baie meer agtergrond sien, min tafel, of jy wil baie tafel sien en 'n klein bietjie van die agtergrond. So dis al wat jy hoef te doen. En ons kan ook hierso, ons kan hierso ook die tafel, kom ons sit ook maak 'n bietjie of nie, ons maak 'n bietjie ligter. Maak polka dots potjie, maak 'n bietjie mooi daar agter sy skilderytjie. Laat bietjie berge daar in het. Daar, sien, dood eenvoudig, niks fancy nie. Sit en speel net met komposisie. Net 3 values.